Ons skop af met ons eerste mamma met wie ek gesels, Tessa Toulouse. Baie welkom hier. Ons het nie met mekaar gesels gisteraand nie, maar hier is ons nou al twee in pink. Dit is my gunsteling kleur. Hallo. Tessa, die deelname aan The Mummies Club. Was julle almal vriende, want dit lyk soos julle mekaar jare al ken? Nee, ons was glad nie vriende voor die tyd nie. Ek het vir Louise geken deur besigheid, maar die res van die dames het ek vir die eerste keer ontmoet in persoon by Louise se partytjie. Ja. Wat was die moeilikste ding omtrent hierdie realiteitsreeks? Want jy gooi basies die deure van jou lewe oop vir ander mense om te kan sien die hele tyd. Ek dink dit is belangrik as jy weet wie jy is en jy glo in the power of what you know. Jy weet wat jy weet en weet jy wat, as dit beteken dat ek iemand kan inspireer met my storie, dan moet die deure maar oopgewaai wees, want mense gaan jou altyd judge. Maar as ek iemand kan inspireer met my storie, het ek reeds gewen. En ek wil met jou praat oor jou storie, want jy gaan tans deur 'n egskeiding. Het jy nie dalk gevoel dat dit jou 'n bietjie te kwesbaar maak om aan die program deel te neem nie? Weet jy, as 'n mens in daai diep donker gat is en jy gaan deur daai emosies, dink ek dit is die beste ding om jouself met positiewe dinge besig te hou. So ek het maar net gegaan en besluit, kom ek klim uit my comfort zone uit en gaan wys vir die wêreld my lewe. En wat jy ook vir die wêreld wys is hierdie pragtige, ek gaan dit nou noem kuns wat jy doen, jou besigheid acrylic figurines. Vertel vir ons daarvan en van hierdie passie van jou. So ek is 'n master nail technician en 'n brand owner in Suid-Afrika vir Mia Secret Suid-Afrika. Ons doen opleiding en ons inspireer dames wat nails doen om 'n bietjie meer kreatief te wees. So daai is definitief my passie. Ek wil nie net 'n ou plein kleurtjie verf nie. So bruide, enige iemand wat 'n bietjie meer eksentriek is, kan ek natuurlik diens met my spesiale kuns vir nails. Vind jy dat daar vir jou waarde is wat jy nou al voel kom van die deelname aan die program spesifiek vir jou besigheid? Definitief, ek dink die views is daar. Mense kyk nou dalk miskien vinniger na my brand en hulle wil sien waar ek vandaan kom. Maar nails is my passie en om vrouens te inspireer om finansiëel onafhanklik te wees deur om 'n skill te leer is vir my waaroor Mia Secret gaan. Ja, maar hierdie lyk vir my na vreeslike ingewikkelde, delikate werk. Hoe lank neem dit jou om byvoorbeeld so 'n stelletjie van 4 te doen? Omtrent 'n uur op daai vuurtjies, so ek sal sê so 20 minute elk. Om daai tipe blomme te bou, moet jy die acrylic composition verstaan. Dit is die liquid en die powder ratio moet jy verstaan om so tipe roos te bou. Want as jy 'n pareltjie neersit, dan loop hy gewoonlik en as jy akriel verstaan en jy's 'n master, dan kan jy definitief 'n mooi blom bou. Jou grootste uitdaging om deel te neem aan hierdie reeks, want jy is 'n ma, jy moes 'n klomp goed bymekaar hou. Dit was uitdagend met tyd. Ek is 'n mamma wat hands-on is in my besigheid en met my kinders. So ek was maar all over the place en my ma en my ex-man het my regtig baie goed bygestaan rondom kinders rondry en kostelike pak, want hierdie mamma raak ook maar moeg. Ja, maar hierdie mamma lyk pragtig al is sy moeg. Dankie. Baie dankie dat jy kom kuier het. Hier sit sy en skitter Christel van der Burg van The Mummy Club van die Hoofstad. Christel, baie welkom. Wat het jou oortuig om ja te sê vir The Mummy Club? Ek gaan vir jou nie lieg nie, ek weet nie. Ek en my vriendin Ansu en klomp van ons ander maatjies het 'n fortune cookie die eendag oopgemaak en gesê nee, ons gaan deel wees van 'n realiteitsprogram en ons het dit lag afgeskit en gesê, "Yes, dit sou nogal cool wees." En toe nie lank daarna nie, toe bel Pascal Wakefield, die regisseur, die director, sorry, meer Engels, regisseur en sê nee, wil jy deel van dit wees? En toe sê ek soos wel, if not, why not? Ja. Maar jy het baie unieke stories, soos almal van julle het unieke stories, maar jy was 'n tienermamma en jou seentjie is nou al groot, jy het nou nog 'n dogtertjie by. Het jy nie ook gevoel, soos wat ek vroeër vir Tessa gevra het, jy maak jouself dalk 'n bietjie weerbaar of weerloos deur aan die program deel te neem nie?
Verseker. Ek dink op daai stadium toe ek my seentjie gehad het, ek was baie jonk en baie emosies wat jy deurgaan op so jong ouderdom. As ek nou na 18-jarige kyk, dan dink ek, "Sjoe, jy's baie jonk en jy's 'n baba jouself en jy moet nog lewe uitfigure." So toe en ek het obviously baie judgment gekry toe ek 'n babatjie op so jong ouderdom gekry, weet ek was nie toegelaat om weer terug skool toe te gaan nie. En die kerk wat ek in was hulle was ook basically vir my gesê, jy weet ek het klomp goedjies gekry. Ja, die hele tyd hierdie negatiewe comments gekry. So op so jong ouderdom, jy moet nou mamma wees, jy moet technically 'n vrou nou wees. My ma het my nie regtig baie in die kombuis toegelaat nie, ek kon nie eier bak nie. Ek kan nou ten minste eier bak. Maar jy is so verseker om op so jong ouderdom 'n mamma en 'n vrou te wees. So dis baie. Maar jy is daardeur en nou het jy 'n verloofde en ook 'n dogtertjie. Ja. Hoe het hy jou ondersteun? Wat was sy reaksie toe jy nou sê jy gaan hierdie realiteitsreeks doen? Hy was nie, ek sal nie sê skaam of teruggetrokke nie, maar hy's nie 'n baie social man nie. Hy geniet maar om daar te wees in die agtergrond. Jy weet, al gaan ons uit, dan sal hy altyd in 'n hoekie gaan sit. Hy raak baie overwhelmed met mense. So hy was soos nee, jy kan dit doen. Maar jy's op jou eie. Jy's op jou eie. So ja, hy wou nie regtig involved wees nie, maar hy probeer vir my. Julle almal het ook sterk sake, besighede wat julle aan die gang hou. Waar lê jou betrokkenheid? So ek is saam met my pa deel van ons familiebesigheid. Hy het vir my 'n opportunity gegee om deel van die winkelsentrum ontwikkeling te wees. En so dit is die Juliana Lifestyle Center in Pretoria Oos en ja, so dit is eintlik wat ek doen. Dit is my babatjie. Ek het my hart en siel in dit ingedruk hierdie afgelope 5 jaar. Ek kan sien die oogies is 'n bietjie rooi, slaap min. Ja, baie. Ek het nou 'n paar phone calls hier en daar met mense wat my heeltyd kontak. Daar's heeltyd 'n vuur om te blus. So dit is 'n baie ontwikkelende, baie complicated en dis 'n groot ontwikkeling. So en dit is ons eerste ontwikkeling. Jy weet, my pa kom uit die mynbedryf uit en ek het maar groot geword met besigheid. So dit is my baie interessant en ek geniet dit ongelooflik baie. Maar ja. Maar ek is seker dat jy dit gaan vasvat soos jy elke ander uitdaging in jou lewe vasgevat het. Baie sterk en dankie dat jy kom kuier. Baie dankie vir jou. Louise, baie welkom hierso. Nou ek kry ook die voorreg, hulle het my uit die kombuis uitgelok hier na jou toe. Nou ons ken jou as 'n grimeerguru hier op Ontbytsake en wat gewoonlik vir ons grimeerwenke gee. Jy's ook 'n uitstekende entrepreneur met jou eie grimeerreeks en jou grimeerskool, maar nou leer die res van die land jou ken. Op die Mommies Club. Hoe voel jy daaroor? Dit is vir my so lekker. Ag, Corlie, jy weet, jy ken my vandat ek 'n klein dogtertjie is. Jy weet as daar 'n verhoog was ek op hom. As daar 'n mic was, het ek hom gegryp. Ja. So vir my is dit so lekker om ek's passievol oor my werk, ek's passievol oor my kinders, so om dit vir die wêreld te wys was net natuurlik vir my. Ja, nou jy het onmiddellik uitgestaan en iemand het nou die dag ook vir my gevra sê ek maar dis ook 'n Louise ken. So as een van die wat 'n gladde mond het, as ek dit so mooi kan stel en jy's nie bang vir kritiek nie. Hoe hanteer jy daai? Nou is al 2 episodes dink ek uit. Hoe hanteer jy daai kritiek as daai tannie vir jou sê sy hou nou nie van jou nie? Kyk, dis nie lekker nie. Maar ek is myself en jy gaan nie altyd niemand gaan altyd van jou hou nie en dis okay. Maar ek is hier om mense te vermaak. Ja. Ek is die grappie, die nar. Ja. So mense moet my ook net nie te ernstig opvat nie. Ja. Want iemand het in die week van gesê, hoekom praat sy so funny? Dus ek sê, maar dit is hoe sy gewoonlik is. Dit is what you see is what you get. Ja. Nou, wat beteken jou deelname aan die Mommy Club vir jou handelsnaam? Dit is een van die grootste redes hoekom ek dit gedoen het, was vir Halo Makeup, om ons op die map te sit en my skill te deel met die wêreld, soos wat ek hier by Ontbytsake vir julle gedoen het. So dit was my 'n baie groot geleentheid, maar toe die geleentheid nou kom om baie meer as net my handelsmerk te wys van ek wat 'n ma is en hoe ek my lewe balanseer, want ek voel dis belangrik. Jy hoef nie 100% in alles te gee nie, 80% is okay. Ja. Want jy kan alles hê. Ja. Jy kan jou eie besigheid hê, jy kan goed lyk elke dag. Jy kan 'n ma wees, 'n vrou wees, en ek wil dit wys vir almal. Wel, jy doen dit fabulous, want ek sien jou altyd so mooi lyk. Nou, so gepraat van Halo Academy, hoe gaan dit daar,
is dit goed? Gaan die besigheid goed? Groei jou besigheid? Baie goed. Ons het hierdie jaar met 'n ongelooflike groot bang begin, nog voor die show begin het. So jy kan imagine nou gaan dit net nog beter. So ons is verskriklik geseënd en ek meen ons is een van baie min wat doen wat ons doen in Suid-Afrika wat internasionale kan ek maar sê looks vir mense leer en ons is baie authentic in wat ons doen. Daar's net een heilou en dis ons. En die dames wat hier op ontbytsake is lyk so mooi oor haar grimering, né? Ja, net as jy wou weet van ontbytsake. Nou, laaste vraag wat ek gou vir jou wil vra. Hoe voel jou gesin, soos Jean en die kinders nou? Hoe voel hulle oor hierdie deelname van jou aan die program? Well, my kinders loved it. Luan bid letterlik gisteraand, hoor ek hom. Hy sê, Jesus, kan die Mommy Club baie goed en asseblief laat ons 'n seisoen 2 kan kry, want ek loved it. Oh, shame. Ja. En John, jy weet John, hy is nie eintlik een vir die limelight nie, maar hy is my grootste fan, my grootste ondersteuner. So vir hom hy vat net die kinders en hy sê you do you. And this amazing vir my. Louise, wel ek is ook 'n fan hoor. Ek is 'n fan van jou en ek is so trots op jou handelsmerk. Baie geluk. Dit is bevoorreg om weer met jou te gesels en ons sien uit om na die res van die seisoen te kyk en te kyk wat vang julle alles aan. Ek is seker jy gaan ons vermaak. Ja. Johanri Johnson is nog een van die mammas van die Mommy Club. Is vir ons heerlik om julle hier te hê, hoor. Baie dankie. Dit is baie lekker om hier te wees. 'n energie hier in die studio vanoggend. Nou ek wil nou weet as 'n man, hoe voel jou man nou oor die kamera daar by die huis nou heeltyd daar in sy spasie? Is dit vir hom moeilik? So ja, my man is baie anders as ek. Dit was nie vir hom altyd baie lekker geweest nie. Maar 'n man moet maar doen wat hy moet doen. Jy om sy moet vrou maar te ondersteun op jou einde. Dit is baie waar wat jy daar sê. Nou jy's 'n fiksheidsmodel. Ek het nou net gedink, jy weet, dink jy ek het nog kans om een te word. Hoe lank vat dit nou? 100%. Is dit 'n lang storie om dit te wees? As jy vir jouself 'n doelwit stel en jy sê jy het so 12 weke of so, dan is dit doable. Okay, so jy kan dit doen. So ek het nog 'n kans. Hang op in watter rigting jy wil beweeg. Maar ek wil net eers van die HWP, die harige wit pens ontslaa raak. Dan kan ons begin gesels. Dit begin in die kombuis, Leon. Regtig. Moet ek oefen of gaan dit oor wat ek eet? Gaan oor wat jy eet. Nee, maar goed, ons sal daaroor gesels. Mag jy uitlap daar? Jy het 'n kompetisie waarvan ons nou gehoor het in die eerste 2 episodes. Mag jy so 'n bietjie daaroor uitlap of is dit nog 'n staatsgeheim? Ons het die kompetisie is reeds gedoen. Fantasties. So almal sal dit sien. Ons is dit wys op een van die episodes ook. Ek wil nie te veel praat nie. Nee, maar jy sien, dit is ek van 'n bietjie daai beef gehoor het, maar so ons mag nou nie daarvan nou hoor nie. Nee, nie nou daarvan hoor nie. Jy moet maar wag en kyk. Jy is ook besig met 'n projek om ander vroue te help. Vertel ons daarvan. So ek is verskriklik opgewonde oor hierdie hele projek. As dit kom by fitness, ek ken fitness. Ek doen dit al vir 14 jaar en ek het 'n ongelooflike passie vir vrouens en eintlik maar vir mans ook, vir almal wat wil beter voel oor hulle self. So dit is 'n droom van my wat al baie lank al kom en finally is dit nou 'n reality en ook met die TV-show ek kry ongelooflik baie vrouens wat wil hê ek moet hulle help en wat vra vir raad en so ek het net besef dat daar is nie 'n beter tyd as nou nie. Ek is al 'n hele rukkie besig daarmee om vrouens te help so onderlangs, maar ek in USN is besig om ek is al vir 13 jaar 'n ambassador vir USN en ons het nog nie regtig iets saam gedoen nie. So hou maar die page dop. Daar kom iets baie exciting en ek sien baie uit om dit met almal te deel. Johanri, nou hoe het jou deelname nou aan die Mommy Club sover of tot dusver jou lewe verander? Net kortliks. Tot dusver ek is dit het baie al van my as mens verander. Dis lekker om jouself op TV te sien en te sien wat jy doen en te sien wie jy actually is en dit leer jou ook baie. Maar dit het ook baie deure al vir my oopgemaak. Soos ek was al 'n judge in die afgelope maand by een van die baie bekende laerskole in Pretoria. Ek weet van hom. Laerskool Constantia Park. Dit was vir my baie lekker om elke deelnemer te sien leef op daai stage en almal doen dit met oorgawe en ek het eintlik so 'n post gemaak op my social media wat ek gesê het almal is 'n wenner. En dit was net ongelooflik. Maar dit is heerlik om jou te hê. My beurt om met ons te gesels. Ek en sy so vinnig gesels het te vertel sy was 1 of 2 goedjies van jou. Ek weet jy het nou net gesê jy noem jouself 'n gold digger. 'n qualified gold digger. 'n qualified gold digger. Vertel, jy het diamante, ek meen jy's 'n geoloog, né? Ja, so ek
voordat ek my man ontmoet het, voordat ek kinders gehad het ek geologie studeer. So toe het ek 'n honeursgraad gedoen, ek het 'n meestersgraad gedoen in hidrogeologie, so waterwetenskap. Maar ja, voordat ek kinders en al daai goed gehad het, het ek op goudmyne, diamantmyne, oral in die wêreld gewerk. Ek was in Poland, ek was in Finland. Ek het my meesterskripsie eintlik 2 kilometer onder die grond in 'n UNESCO site, 'n ou soutmyn in Poland aangebied. So ja, dit is wie ek was voordat ek 'n mamma geword het. Het jy nou al terwyl jy nou gegrawe het vir goeters ons het jy al iets groots ontdek? Het jy 'n groot stuk goud, 'n nugget gekry of 'n diamant? So ek was al 'n paar keer onder die grond wat ek soos my liglampie gehad het en my hard hat en al daai goeders. So met dit, ek was nie fisies betrokke waar hulle die goud uitgrawe nie. So ons het meer op projekte gewerk om dit te identifiseer en te kyk waar lê die sources van dit. So ja, maar ek was al baie onder die grond en ek love dit. Hoe voel jy om vuil te word? Maar dis wat gebeur as jy onder die grond is. Jy's vuil en vol modder en alles. Wel, mense dink altyd ek is hierdie girly girl wat ek is, maar ek gee nie om vuil te word nie. Ek maak graag my hande vuil. En vol sweet te raak, want jy doen ook hierdie wellness dae en hierdie fitness challenges. Wat so goed is dit? Ja, so deur my swangerskap met my kinders, het ek agtergekom hoe 'n vrou se liggaam verander, want ek het 2 babatjies in 2 jaar gehad. Ek was 9 maande, my seentjie was 9 maande oud toe ek weer swanger. Ja, so toe het ek besef hoe 'n vrou se liggaam verander, maar met dit, ek was so 5 jaar, toe ek my man getrou het ons iemand gejoin wat soos letterlik my regterhand is, wat my toe gehelp het deur my swangerskap, hoe om reg te eet, hoe om te oefen, hoe om nog steeds na jouself om te sien, want ek dink baie mammas veral, die oomblik as jou babatjie daar is, dan vergeet jy van jouself. En toe het ek agtergekom, daar's so groot aanvraag in die mark van, wat doen ek? As ek nou 'n babatjie gehad het, hoe kyk ek na myself, dat ek, en dit is regtig net 'n passie van my, is om vrouens te lei en vir hulle te wys, soos, kyk, jy hoef nie te voel, jy doen nie 'n goeie werk of wat ook al nie, jy hoef nie jouself altyd tweede te sit nie, hierdie is die beginpunt, kom ons loop saam, kom ons doen dit saam. So, ek is baie opgewonde om te sê, my volgende wellnessdag, doen ek nou die 25ste Mei by Serengeti, wat ek nou, ons is nou nog besig om alles te reël, maar ja, dit is oop vir almal in die area, vrouens, om die dag saam met ons te kom geniet, daar gaan baie cool brands en goed wees, en ja, dit gaan net 'n lekker dag wees. So die idee is hoofsaaklik om vir nuwe mammas te wys dat jy kan jou liggaam terugkry, en vinnig ook. Ja, so ek het eintlik 9 maande nadat my seentjie gebore was, my eerste show gedoen, as jy dit so kan sê, toe kry ek 'n tweede plek, en toe, saam met een van die mammas in hierdie Mommies Club wat ons nou gedoen het, ek en sy toe laas jaar, albei van ons 9 maande nadat ons babatjies gebore is, weer 'n show saam gedoen. Toe kry ek die eerste plek in my line-up en tweede overalls, en toe het ek net daar besef, soos, nou moet ek vir vrouens wys, dit is moontlik, jy kan dit doen, maar jy moet net committed wees. Vinnig, sê vir my, jy en die man het 'n besigheid, wat 'n besigheid is Ja, dit? so my man is 'n gekwalifiseerde veearts, so toe hy veearts geswat het, het hy 'n vervoermaatskappy begin, Villion Transport, en toe ek nou swanger geword het, toe moes ek 'n bietjie wegbeweeg van die mynbou af, want ek kon toe nou nie meer so travel en al daai goedjies doen nie. Toe het ek 'n paar kursusse geloop om boeke te kan doen. So ek doen nou sy boeke by die besigheid en my man hardloop sy vloot en wanneer hy tyd af het, loop hy my as 'n veearts. Ek het 'n baie belangrike ding weer 'n keer geleer. Ja. Mens moenie sommer net iemand oordeel nie. Ja. Baie lekker om saam met jou te kuier, hoor.